Volspoed, episode 11. Onmoontlik. Hoe op die aarde kan dit moontlik wees? Maar dan ook, hoekom nie? Dit kan seker met enigeen gebeur. Die lewe het dit al vir hom gewys. Een oomblik voel Christo nog soort van alright, en die volgende oomblik voel hy hoe die hamburger wat hy 12 uur geëet het, verkeerde kant toe draai. Hy die toilet net betyds gehaal en toe brul hy oor, soos daardie aand. Elke beroep het daardie een oomblik, daardie een oorweldigende situasie, daardie gebeurtenis waarna jy besluit dat jy gaan terugdraai na jou basis en die briefie gaan skryf wat sê dit is klaar. Jy kan nooit weer so iets beleef nie. Jy kan dit nie weer doen nie. Jy bedank. Jy kan niks hiervan meer hanteer nie, nooit weer nie. Alles in jou beland in verset. Jy neem verlof om te gaan herbereken, eie stukke te vergader en kom terug om dieper weg te sink. Dit was Rozaan se mense. Die Rozaan wat hy nie kan hanteer nie. Die mooi vrou met die poef attitude het hy mos besluit. Dit was haar naasbestaandes, wat in die ongeluk was, waarvan Renier nou net gepraat het. Die ongeluk 2 jaar gelede, wat hom byna sy tweede loopbaan as eerste reaksie mediese beampte gekos het. Nou is dit alles weer helder voor hom, asof dit pas gebeur het. Die bakkie wat op die spoor gestol het, waarin die 14-jarige bestuurder daarvan en sy pa saam dood is. Hierdie tyd van die jaar, toe dit so bitter koud was. Soos in die meeste gevalle, was hy die eerste mediese beampte op die toneel. Iemand wat daar naby woon, wat ingebel en gerapporteer het, dat hulle die trein hoor aankom het, dat hy 'n fluit geblaas het, en toe was daar 'n donderende slag soos 'n ontploffing. So hulle bel maar in elk geval, want dit het geklink asof die trein 'n kar tref. Wat Christo laat klim en jaag het, en ingestorm het, soos 'n troep wat net weet, daai kant toe, daar waar die feitelik onherkenbare, verwronge metaal tot ruste gekom het, waar die stoom steeds trek, waar die reuk van 'n ongeluk jou nekhare laat rys, neuk in, maak nie saak wat, wag nie. Die laaste treintrokke met erts het langs hulle oor die bakkie getroon, onmoontlik groot, spookagtig. Die lokomotief kon eers deur ver vorentoe sy stop kry. Hier en daar het vlamme in die droë gras opgestaan. Die plakkerskamp se ouens het dadelik om vuur slaan, anders sou die bakkie dalk ontplof het. Dit het gelyk soos oorlog na die bomme geval het. Terwyl Christo nader gehardloop het, het hy gewonder, hoe lank is so blessed se trein? Dit voel soos vir ewig vorentoe en vir altyd agtertoe. Die hele kruising is geblok. Gelukkig het hy die ongeluk van die regte kant af benader. Hy sal die ambulans moet laat weet. Die pa het nog geleef, so onmoontlik as wat het gelyk het, as jy na die bakkie se verbuigde, verwronge wrak gekyk het. Waar begin metaal en waar begin 'n lyf? Christo was seker dat die man alleen in die bakkie moet wees. Toe vra die bebloede wese vir hom, hortend en bloederig, waar sy kind is, sy 14-jarige seun wat blykbaar bestuur het. Wat? Het jy 'n kind hier by jou in die bakkie gehad? Daar was nie eens plek vir 1 liggaam nie. Laat staan nog 2. Christo het met sy flits binne in die bakkie gelig. Toe rondom hulle, daar waar die gebluste vure nou donker kolle gelaat het. Flenters, drankbottels was besaai oor die toneel. Dalk was dit op die bakkie, agterin onder die kappie, wat in 1000 stukke gespat het. Intussen het mense bygekom, nog karre stilgehou. Christo het vir die mense gesê om te soek. Iewers is daar blykbaar nog 'n slagoffer, 'n jong seun. Terwyl hy begin plek soek het om aan die man te begin werk.
Minute en sekondes na 'n ongeluk maak verskil aan die toestand waarin hulle iemand se liggaam na die hospitaal toe afvoer. In sommige gevalle maak dit nie saak of jy voor die ongeluk op die toneel al staan en wag dat dit moet gebeur nie. Jy weet reeds wat jy weet, maar steeds gaan jy alles na. Breathing, heartbeat, bleeding, al die B's, som totaal, brutale chaos, hartklop, net, asemhaling, hortend en vlak, bloed wat stroom. Toe is dit verby, klaar, oor en uit. 'n Man sterf, weer eens voor sy oë in die onnatuurlike skynsel van sy koplampie, tot hiertoe en nie verder nie. Christo het sy kop 'n oomblik laat sak. Respek, wie jy ook al was, mens, mag jou siel in vrede rus. Dit is gewoonlik sy eie oomblik van asemskep en daarna vra hy vir krag van bo. Want iemand moet dit doen. Daarna was Christo weer terug in die chaos van glasstukke, strome bloed en stikkende kar. Het iemand dalk die ongeluk hier sien gebeur? Het hy rondgevra en sy ander flits aan sy gordel uitgehaal om rond te lig en rond te soek. Jy kan sien, maar jy sien eintlik nie regtig nie. En alles wat jy sien, laat jou na die tyd wonder hoeveel daarvan werklik was en hoeveel manifesteer later in jou drome, want dit is in jou onderbewussyn vasgeets. Soms verg dit bo menslike wilskrag en uithou vermoë om net aan te gaan. Maar iets draai jou daardeur. Nie almal kan dit in elk geval doen nie. Van sy kollegas het al weggehardloop van so iets af. Daardie aand was dit so byna. Hy het nog so rondgelig toe iemand in die pad aangekom het op 'n drafstap. 'n Man. Was hy dalk deel van hierdie verskriklike warboel wat hier voor hom tot stilstand gekom het? En was sy eerste reaksie dalk ook om te hardloop? Dit gebeur. Is dit dalk die seun? Christo het na hom toe gestap, toe hy geskok vasgeskik het en verdwaas gevra het, is hulle albei dood? Toe wou Christo dringend weet. Albei. Was daar 2 mense in hierdie bakkie? Ek kon net een slagoffer vind. Kan jy bevestig dat daar nog 'n persoon in die bakkie was? Het jy hierdie ongeluk sien gebeur? Want dan moet hy verder soek. Dalk het die ander persoon weggekom, uitgespring, weggehardloop, kruip iewers weg. Die man het geantwoord, nee, ek was nie hier met impak nie, maar ek het hulle sien ry. Voor die tyd, ons woon so 100 meter terug op hierdie pad en het 'n end agter hierdie bakkie gery. Ek het aanvanklik gedink, dit is 'n man en 'n vrou binne in die bakkie. 'n Groter persoon het links gesit met sy kop so skuins. Ek dink hy dalk geslaap. En omdat hulle teen 40 km/h voor ons bly sit het ek toe maar verbygegaan, al moes ons net daarna afdraai by my plot. In die ligte van my bakkie het ons gesien dat dit nie 'n vrou was wat bestuur nie. Dit was 'n jong seun. My vrou het nog uitgebroep, as daai enetjie 'n lisensie het, dan het ek 'n Britse paspoort. Wel, dan moet hy hier iewers wees. Help asseblief soek as jy kan sien, het Christo gesê. In daardie stadium het een van die omstanders van die stilstaande trein se kant af aangekom. Hy het uitgeroep, is hier 'n medic? Asseblief, as jy is, kom kyk na die drywer. Die man is besig om van sy kop af te raak. Hy is ballisties. Christo het hom agterna gesit en die huilende man aan die arm beet gekry. Is jy die treindrywer? Is jy beseer? Nee man, natuurlik het ek niks oorgekom nie, maar dit wat hier gebeur het, dit was ek kon dit nie keer nie, dit is verskriklik, ek is klaar. Ek sê vir jou, hierdie is my laaste skof, ek ry nooit ooit weer trein nie. Nog 'n man wat sy bedankingsbrief daardie aand wou skryf. Welkom saam met my. Christo het hom iewers gemaklik laat sit.
Hy het gedink, hy het niks oorgekom nie, maar die skok kan hom ook doodmaak. Daarom het hom ingespuit. Toe die polisie op die toneel verskyn en gevra, wat het gebeur? Kan jy onthou? Die man het sy kop geskit, asof hy uit 'n droom wakker word. Toe het hy begin vertel, daar was 'n bakkie op die spoor, ek het dadelik begin rem, maar weet jy hoe lank vat dit vir 'n trein om te stop? Wel, ek kan net dink, staal op staal. Reg, die volgende oomblik het 'n jong seentjie uit die bakkie gespring. Daar het mense van die plakkerskampie langs aan aangehardloop gekom. Ek kon sien hoe beduie hulle vir hom om pad te gee. Hierdie trein kan nie betyds stop nie. Maar toe probeer die ouetjie om die kar van die spoor af te stoot. Die drywer begin hysteries huil. Sy gesig, daar die angs op sy gesig, toe hy die lig sien, voordat die lokomotief. Op daardie stadium het die polisie gevra, waar is die mense wat wou kom help? Kan julle vir ons sê waar die mannetjie heen is? Nee, ons het hom nie weer gesien nie. Nog 'n ou kom nader. Dit het gelyk asof iemand 'n rooi blik verf op hom uitgekeer het, maar hy was nog te geskok om dit te besef. Toe vertel hy, Jafta is my naam. Ek het vir daardie mannetjie geskree, jy moet afkom van daai spoor en van die bakkie af wegkom, die trein hy kom. Maar toe die kind geskree, die bakkie het op die spoor gevrek, my pa sit nog in die kar. Ek het vir hom gesê, klim uit, maar my pa is te mekaar. Ons moet kom help dat hy die bakkie van die spoor afstoot. Maar net toe slaan die trein om, net hier voorkant voor my oge. In die vroeë oggendure het hulle van die onderdele gevind. Daar was nie netjiese pakkies by mekaar nie. En Christo het nog gedink, behoede die arme ma, wat hom later by die lijkshuis moet gaan eien, want die pa sou beslis nie meer kan help nie. Oom Christo, is oom okay? Mag ek asseblief by die badkamer inkom? Roep Renier van die deur af. Ja, kom maar in. Die badkamerdeur gaan oop en die volgende oomblik storm Renier op hom af, gryp hom vas en skud hom. O jemmel, oom Christo, wat gaan aan? Moet ek oom se tas in die beamer gaan haal? Moet oom 'n inspuiting kry? Of moet ek oom gou na 'n dokter toe vat? Ek kan daai kar ry. Klein twak sal homself ook nie 2 keer laat nooi om agter daai vinnige BMW se stuurwiel in te skuif nie. Net soos daardie seun daardie aand, wat sy pa moes huis toe vat, nadat hulle seker iewers gekuier het. Die verskil is net, daai kind het ewe bedeesd gery, selfs onder die spoedgrens gehou, as hy na die getuienis daar op die ongelukstoneel moes luister. Renier sal waarskynlik in die wit en rooi kar klim en voet in die hoek sit, wat Christo weer tot verhaal bring en terugbring na die hier en die nou, die magtelose wete waarmee hy soveel keer gekonfronteer word in sy loopbaan. As jou streepie getrek is dit klaar, die einde, of jy vinnig ry of stadig ry. Maar as hy kan help dat 'n lewe op aarde nog 'n bietjie langer kan aanhou, as hy 'n instrument kan wees waar daar selfs 'n wonderwerk mag gebeur. Dit is al wat gemaak het dat hy later weer teruggegaan het en steeds doen wat hy doen. Christus staan op en spoel die toilet. Hy spoel sy mond weer uit, was sy hande en stoot dit deur sy hare. In die spieël kyk die spook van Christo Du Plessis terug na hom. Miskien moet ek oom afboek vir die res van die week, dan bly ons albei by die huis, wonder Renier optimisties. Miskien moet jy vir ons elkeen 'n halwe glasie koeldrank gaan ingooi om te drink, en dan gaan ek terug werk toe. Dis nou as jou been jou kombuis toe kan dra. Anders sal ek vir myself maar net uitsien by die kombuisdeur, die deur toe trek en elders gaan koeldrank drink. Ai tog, waar's my maniere? Oom Christo is reg, wag net hier en moenie omval nie. Nee wat, ek stap sommer saam met jou daarna toe. Kom ons gaan drink sommer by die kombuistafel koeldrank.
Nadat hy sy halfgas koeldrank gedrink het, staan Christo op. Die suiker en die koeldrank het sy werk gedoen. Ingeskop. Hy voel beter. Nou ja, Renier, sout myne toe vir my. Sien jou môremiddag weer. Is reg, oom Christo. Renier stap saam met hom tot by die rooi en wit blits. Christo maak die deur oop, haal diep asem en toe druk hy die kind se skouer. Laat weet my hoe jou onderhandelings met die swart kar verloop en moet nooit weer iets vir my wegsteek nie. Die waarheid het mos maar net 'n manier om uit te kom. Hy druk die kar se tjank en die deure spring oop. Toe draai hy eers weer na die seun. En onthou, as jy 'n paar rand kort, praat met my, Renier. Moet nie onverantwoordelike dinge aanvang nie. Dankie, oom Christo. Christo klim in die BMW en trek stadig weg. By die kliniek sit hy eers weer 'n paar sekondes in die kar voordat hy uitklim en by die agterdeur van die kliniek instap om te gaan aanmeld. Hy is steeds in 'n toestand van skok deur die inligting wat hy pas ontvang het. Natuurlik het hy geweet, dit is iemand se man en kind wat daardie aand deur die trein doodgery is. Maar terwille van sy eie selfbehoud het hy nie die naasbestaandes gekontak of betrokke geraak nie. So af en toe sou hy in die geheim navraag gedoen het oor hoe dit met sekere pasiënte gaan nadat hy hulle by die hospitaal afgeteken het. En natuurlik moes hy al mense en naasbestaandes kalmeer het of stabiliseer het as daar gesinslede saam in 'n ongeluk was of by die ongelukstoneel opgedaag het as iemand oorlede is. Maar dan moet jy wegry en afskakel. Hy is nie harteloos nie. Elke geval is uniek. Maar hy kan nie, hy mag nie betrokke raak by elke pasiënt se naasbestaandes nie. Maar nou wonder hy vir die eerste keer oor 'n naasbestaande. Die naasbestaande van die pa en seun wat daardie aand op die treinspoor gesterf het. Die mooie donkerkop vroumensie wat hom bevlieg het nadat sy eers die ambulans opgehou het en toe vir hom en hy haar durf aanspreek het oor die musiek wat oorverdowend hard in haar kar aan was. En toe trap sy skeef en vreet stof en hy het lekker gekry. Op daai oomblik het hy gedink, vat so jou klein katvis. Nou dink hy, sies tog, hoeveel opgekropte frustrasies, onverwerkte pyn, hanteer sy nie dalk elke dag van haar lewe nie. Weet sy ooit hoe hard haar kind probeer het om haar man se lewe te red, deur die bakkie van die spoor af te probeer kry? Of hou sy dit dalk teen haar man, as iemand vir haar vertel het wat regtig gebeur het? Sekerlik sou sy soveel as moontlik van die noodlottige aand probeer uitvind en wou weet. Dit is wat hy sou gedoen het, as sy dalkies in haar skoene was. Dalk is sy so aggressief, omdat dit wat daardie aand gebeur het, teen die ganse mansgeslag van die aardbol gehou word deur haar. Want haar man was 'n bietjie aangeklam. Nee, baie aangeklam. Teen 6:00 maak Christo gereed om af te sluit en huiswaarts te keer. Daar was 'n busongeluk op 'n grondpad hier naby. Gwen wys vir hom en die ander 2 dokters op die kaart waar dit gebeur het. Hulle het oor die radio laat weet en dit klink nie vir my asof daar genoeg mannekrag is om na die ongevalle om te sien nie. Sien julle 3 dalk kans om te gaan help? Die ambulans is ook al op pad. Hoe sê 'n mens nee? Hulle moet 3 misfits wees, besluit Christo, terwyl hulle in die BMW klim, met hom agter die stuurwiel. As iemand nou vir hom sou vra, hoe lank doen jy dit al, Dr. Christo Du Plessis? Dan sou hy geantwoord het, ongeveer 7 jaar. As iemand vir hom gevra het, hoe lank behoort jy hierdie soort werk te doen? Dan sou sy antwoord gewees het, niemand behoort ooit aan so iets blootgestel te word nie. Maar helaas, iemand moet dit doen. Dit is 6:00 woensdag aand en Rosanne haal 'n bak sop uit die vrieskas om te ontvries en sy sit dit in die mikrogolfoond. As sy alleen was, het sy waarskynlik glad nie geëet nie.
maar nou het sy gaste om voor te sorg. Dit is koud. Sy stap vinnig kamer toe om 'n windbreker baadjie uit haar kas te gaan haal en trek het oor haar trui aan. As Desember oor 2 maande is, hoekom kry ek so koud? Vra sy met die terugkom vir Amy en Melanie, wat by die kombuistafel bedrywig is. Melanie kyk van die boek van voor haar op en antwoord, nee, dit is nie oor 2 maande Desember nie. Dit word nou eers Augustus. Voor verlede week was dit nog winterskoolvakansie. Hoe bedoel Tannie dan nou? Rosanne draai van die mikrogolfoond af weg. Skoolvakansie. Die Julie skoolvakansie. Dit het in die laaste week van die skoolvakansie gebeur. Nou is sy seker nie meer veronderstel om te weet wanneer die skoolvakansies aanbreek of ophou nie. Haar seun is mos nie meer in die skool nie, en haar dogter wat kuns studeer kom en gaan soos wat sy wil, vakansie of te nie. Augustus is die maand van brande, want die veld is droog, winde wat maak dat niemand dit kan stop nie, koue en dikwels nog laaste sneeu en kapok, partykeer self nog in September. Som Amy dit op, asof sy nie die saadjie geplant het nie. Daarna konsentreer sy weer op die skryfblok voor haar. Sy maak 'n lys van drank, wat kontant kroeg toe moet kom. Oudtydse manier. Op papier, haar selfoon is nie 'n plesier nie. Hy raak glo donker en dan soek hy eers weer 'n password. Sy kan haarself gelyk vol bollie van frustrasie wanneer dit gebeur, sê sy dan elke keer. Augustus. Rosanne kyk verbaas na Amy en gaan haal haar dagboek. Het hulle regtig 'n troue in Augustus, eerskomende naweek? Sy kan sweer, sy die naweek wat kom se troue iewers op 'n later stadium van die jaar in haar dagboek aangeteken. Sy vou oop. Nee, daar staan dit so waar by die eerste week in Augustus. Dit is hierdie naweek wat kom, net verby die datum van daardie ongeluk, wat sy nooit weer in haar dagboek wou skryf of sien nie. Haar keel wil toetrek. Sy vra weer, maar Amy, het jy nie vanoggend self gesê Desember is oor 2 maande nie? Nee, ek het waarskynlik gesê dit is oor 'n paar maande. Ek kon sweer jy het gesê 2 maande, hou Rosanne vol. 'n Paar maande kan seker enige iets van 2 tot 6 maande wees, selfs 'n jaar, stel Amy dit in 'n ander perspektief. Maar hoekom? Wat is die big deal hier rond? Rosanne rus met haar kop teen die rak. So amper het sy weer 'n paar maande van die jaar verloor, in daardie vergetelheid verval. Amy kou haar pen se agterkant. Toe werk sy uit en begin lag. My genade, Augustus, September, Oktober, November. Ek vra om verskoning, maar onthou, ek het pille gedrink. Wat is jou verskoning, Rosanne? Pille en pyn, wil Rosanne ook uitroep. Ek het ook 'n verskoning, dankie, met 'n voorskrif wat die storm in my moed stil maak, wat met my help om te vergeet wat hierdie tyd van die jaar gebeur het. Elke jaar van nou af, waarskynlik tot in alle ewigheid. Maar sy doen dit nie. Sy staan net daar, doodstil. Miskien het Dr. Christo Du Plessis die spyker op sy kop geslaan. Sy is 'n gevaar vir alles en almal om haar. 'n Zombie, 'n imbesiel meesal. En miskien het sy die ambulans opgehou, sonder dat sy dit besef het. Maar om haar as 'n helleveeg uit te kruit. Hy het geen idee wat in haar lewe gebeur het nie. So wat is sy verskoning miskien? Rosanne haal die sop uit die mikrogolfoond en roer dit om. Daarna haal sy die brood uit die broodblik en begin om daarvan te rooster. Ons eet oor ongeveer 10 minute, hoor sy haarself sê. Dit is nou as sy haarself kan kry om by die wysers van 'n horlosie te hou en binne die blokkies van 'n kalender en iewers op 'n tydsone voor te bestaan. Word vervolg.